Goeiedag en welkom by AMT se weervooruitsig, moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Ons het weer groot hoeveelhede reën oor baie areas gekry en vandag bring Johan vir ons die nuutste insigte. Wat kan jy verwag? Hoeveel reën is wel nog op pad? Wanneer kry ons uiteindelik kans om weer in die lande te kom? En baie belangrik, hoe ontwikkel die ENSO-toestande wat 'n enorme invloed later in die seisoen kan hê? Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Ons het hier die afgelope tyd 'n redelike klomp reën gekry oor die oostelike en noordoostelike dele van die land, weswaarts en veral suidwaarts nog steeds baie min reën. Iets interessant wat gebeur het in Oktober, as ons kyk na die reënval oor Mpumalanga, is daar 'n streep wat weer baie min reën gehad het. Boere het gesukkel om daar te plant en dit is ongeveer dieselfde streep as wat verlede jaar ook droog gebly het. Redelik onverklaarbaar hoekom daardie gedeelte wat eintlik in die hoë reënvalgebied val en dit reëntyd is, dat dit oorgeslaan het. Die laaste week se reën hier van 16 tot 22 November, ons sien die oostelike, noordoostelike helfte van die land het tot meer as 100 mm plek gekry. En ons moet kyk oor die omvang van dit. En dit is waaroor daar vloedtoestande voorgekom het, baie reën in die afloopgebied en damme was vol, riviere is vol, grond is versadig. Daar begin plek probleme ontstaan waar boere nie klaar geplant kan kry nie. Die groter probleem is egter om in die lande te kom om bemesting te gee en bespuitings te doen. So wat verwag ons vir hierdie volgende tyd? Hierdie is van 26 November tot 2 Desember en die blou gedeeltes wys vir ons dis meer as 25 en in baie gevalle meer as 50 mm en dis oor 'n baie groot gebied. So hier is nog swaar reën wat moontlik is in hierdie volgende ten minste 'n week wat voorlê. Die week daarna dalk so 'n bietjie minder reën, maar nog steeds 'n reën wat kan voorkom. Die westelike gedeeltes lyk asof daar maar minder reën gaan voorkom, maar dit lyk tog of die Oos-Kaap, veral as ons die vorige skyfie onthou, dat daar tog 'n verbeterde kans is vir die Oos-Kaap om ook 'n bietjie reën te kry. Wat gebeur met die La Nina? En hier het ons so 'n reeks van voorspellings. Die boonsteen is Desember, Januarie, Februarie nommer 1 en dan skuif dit elke keer 'n maand aan. En as ons kyk tans die blou gedeeltes, paneel nommer 1, kan ons sien daar's 'n redelike groot gebied wat koeler is as normaal, maar reeds hier van Januarie af begin dit swakker word, min blou, min koeler, meer neutraal of baie naby aan die gemiddeld. En dan kan ons so afgaan 3, 4, Maart, April, Mei, begin daar hier in die regterkant op daardie datumlyn, begin daar dan of op die ewenaar ten minste, begin daar 'n rooi of bruin ontwikkel, wat meer El Nino neigend is. En dan hier van volgende jaar af, April, Mei, Junie, kan ons sien dit word bruin en dit word al hoe meer intens. Nommer 7 is Junie, Julie, Augustus. So daar sterk aanduidings dat dinge besig is om te verander. Ons kan dit ook kyk in hierdie voorspelling, die waarskynlikheid om La Nina, die blou te kry, neutraal, die grys en rooi El Nino. En dit begin links onder Oktober, November, Desember, waar ons nou is, nog omtrent 80% plus La Nina, maar dit neem baie skerp af die blou gedeeltes. En dit word hier by Januarie, Februarie, Maart, April, gaan die neutraal oorheersend wees, en dan wil ek hê jy moet kyk hoe die rooi, die waarskynlikhede vir El Nino begin toeneem. Hier vanaf omtrent die winter, midwinter se kant af. So as hierna kyk, hierdie opstelling is nogal baie ongunstig
vir winterreënval volgende jaar. As daar 'n sterk El Niño is, stimuleer dit baie keer reën, maar hierdie wat ons tussen neutraal El Niño is, kan nogal 'n sein wees vir droër toestande vir die volgende winter in die winterreënvalgebied. Hierdie volgende tyd, Desember, Januarie, Februarie, kan ons sien die blou gedeeltes nog 'n goeie kans vir reën, bo-gemiddelde kans, maar omdat hierdie 'n 3 maande gemiddeld is, verlopende gemiddeld, gaan dit waarskynlik gekonsentreer wees Desember, Januarie, en dat ons hier van Februarie se kant af droër toestande behoort te ervaar. Veral as hierdie La Niña redelik skerp kan verswak soos wat die aanduidings tans is, kan dit vir ons droër toestande hier van Februarie se kant af gee. Ek wil vandag ook 'n bietjie kyk na die langer termyn. Dit gaan hier het ons data van hier 1959-60. Dis die jaarlikse reënval, die afwyking vanaf die gemiddeld. En ons het dit 'n bietjie gebuffer, 3 jaar lopende gemiddeldes, en kan ons 'n duidelike tendens sien van groepe jare van ondergemiddelde reën, die rooi, en groepe jare van bo-gemiddeld. Ons het die 3 jaar lopende gemiddeld gebruik om enkel jare se effek bietjie uit te haal, maar ons is nou die 4de jaar en 2025, 26 waarin ons nou is nie bygesit nie. Gaan waarskynlik ook nog gemiddeld bo-gemiddeld wees. So ons is 5 jaar van bo-gemiddelde reënval vir die land as geheel. Dit verskil natuurlik geografies, weste kant toe nie so lank nie. Winterreënvalgebiedsinne lyk ook 'n bietjie anderster, ons sal vorentoe daarna kyk, maar ons is baie naby aan die draaipunt van droër toestande. En ek noem dit juis gegeewe die El Niño, die kans dat daar 'n El Niño kan ontwikkel. Ons het gedink hierdie seisoen waar ons nou is, kan al die begin van 'n droër siklus wees, maar met die La Niña wat voorgekom het, hier het 'n bietjie uitgestel. So ons moet maar bedag wees, ons moet bewus wees daarvan. Ons sit nog met supernat toestande, so ons gaan nie sommer in 'n droogte in 'n jaar se tyd ingaan nie, maar hiervan later 2026 kan ons dalk probleme begin ontwikkel. So voorspellings is nie altyd goed nie, maar 'n feit is dat ons weer droër toestande gaan kry. Of dit nou volgende jaar of die jaar daarna is, maar daar is sterk aanduidings daarvan. Opsommend, daar is nog heel wat reën vir Desember en Januarie, moontlik droër hier van Februarie af. Groot risiko vir verdere vloedtoestande, met redelike swaar reën in die volgende 2 weke, of ten minste 2 weke. La Niña gaan vanaf Januarie begin oorgaan na neutraal, en dalk later El Niño, en ons noem dit weer uiters ongunstige opstelling vir reën vir die winterreënvalgebied. Sterk aanduidings dat die huidige nat siklus kan begin oorgaan na droër toestande, hierso van volgende jaar se kant af. So ja, mooi bly en lekker boer. Baie dankie Johan, soos gewoonlik weer baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's as ook meer gedetailleerde verslae. Julle kan ook by ons WhatsApp groepe aansluit, maar ek sit al die skakels na alles vir julle in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.